Dis daarom wel lekker as die Here nie elke dag dieselfde manier werk nie. As hy elke dag dieselfde was, dieselfde manier gewerk het, dan sou ons niks uitgeleer het nie. Maar die Here is goed vir ons. Is hy goed vir julle vandag? Prys die Here. Ons kan dankie sê vir die Here. Ons het vanoggend opgekom na die huis van die Here om te ontvang uit sy hand uit. Ek wil weet van u, maar ek is opgewonde oor die woord wat die Here vir my gegee het. En ek kan dit weer vir julle sê, dis so lekker, ek berei al die hele week voor. En dan kom die Here in een aand en verander hy so gou vir die boodskap weer. Dis daarom al lekker. Hy doen dit wat hy weet wat is goed vir ons. Prys die Here. Ek wil eintlik aangaan waar ons laasweek gestop het. Maar met so 'n bietjie van 'n, ek weet daar so 'n storie, en elke keer as daar iets snaaks gebeur, dan sê ek vir my vrou, twist dit. Twist dit. Iets draai die Here. Die Here werk soos hy wil werk, hy doen wat ons as mense wil doen. Maar ja, prys die Here. Ek kan die Bybel saam met my oopmaak by 1 Samuel 5. Ek het dit vir jou gegee of. Dis dan weer verander. 1 Samuel 5 vanaf vers 1 tot 12 gaan ek lees en dan 1 Samuel 6 vers 5 en 6. Ek sal weer net sê as ek daarby kom. Ek gaan dadelik in die woord spring wat ek gaan doen wat Here my gegee het om te doen. Want ek voel hierdie woord wat ons almal hoor vanoggend. Prys die Here. Want ek het sien, wie het julle by my gesê? Veg julle daar in die vyand tog? Amen. Dat lyk daarom of ons by die regte plek is vir ons. Prys die Here, want ek wil vir julle sê, jy kan nie vyand wen nie. Hy hou nie van die Bybel nie. Want dis 'n waarheid hier wat niemand anders te kan verbreek nie of kan verander nie. God se woord is die waarheid. En hy sal so bly tot in ewigheid. Amen. Prys die Here. Lees vanaf vers 1. En die Filistyne het die ark van God geneem en in Ebeneser af na Asdod gebring. Daarop het die Filistyne die ark van God geneem in die huis van Dagon gebring en die langs die Dagon neergesit. Ja, ek wil net van daar stop. Dagon is 'n god hy is die visgod, God van water. Dagon word nie gereken as enige ander god as dit wat ek net vir julle sê. Vers 3 sê, toe die Asdodite vroeg die volgende môre daarheen gaan, sien hulle Dagon lê op sy aangesig, op die grond voor die ark van die Here. En hulle het Dagon geneem en weer op sy plek gesit. Maar toe hulle die volgende môre vroeg opstaan, sien hulle Dagon lê met sy aangesig op die grond voor die ark van die Here, maar sy hoof, die hoof van Dagon en sy 2 handpalms lê afgebreek op die drempel. Net Dagon se lyf het aan hom oorgebly. Daarom trap die priesters van Dagon en almal wat in die huis van Dagon ingaan, tot vandag toe, nie in die druppel van Dagon Asdod nie. Maar die hand van die Here was swaar op die Asdodite en hy het hulle verskrik en hulle getref met swellende Asdod in sy grondgebied. Toe het die manne van Asdod sien dat dit so gaan, sê hulle, die ark van God van Israel mag nie by ons bly nie, want sy hand druk swaar op ons en ons God Dagon. Daarom het hulle al die voorste van die Filistyne by hulle byeen laat kom en gevra, wat moet ons doen dat die ark van God van Israel van die God van Israel doen? En hulle het gesê, laat die ark van God van Israel oorgaan na Gat toe. Daarop het hulle die ark van God van Israel oorgebring. En nadat hulle dit oorgebring het, was die hand van die Here teen die stad.
met baie groot verwarring en het hy die mense van die stad getref, van die kleinste tot die grootste, sodat die gewelde geswelde aan hulle uitgebreek het. Daarom stuur hulle die ark van God na Ekron. Maar toe die ark daarin in Ekron kom, het die Ekonitiese geskree en gesê, hulle moet die ark van God Israel na my toe terug oorbring en my nie volk doodmaak nie, die volk doodmaak nie. Daarom het hulle die voorste van die Filistyne byeengekom kom en gesê, stuur die ark van God van Israel weg, dat dit na sy plek kan uitgaan en my volk nie kan dood nie. Want daar het 'n dodelike verwarring in die hele stad gekom. Die hand van God was daar baie swaar en die mense wat nie gesterf het nie, het geswel gesterf, sodat hulpgeroep van 'n stad na die hemel oopgeklim het. Maar vers 6, 1 Samuel 6 vers 5 sê, maar die beeld van die beelde van julle geswelde en beelde van julle meise wat die land verniel, en gee dit aan God van Israel. Miskien sal hy sy hand ligter maak oor julle en julle gode en julle land. Vers 6, waarom tog sal julle hart verhard, sodat die Egiptenaars en Farao hulle hart verhard het. Hulle het hul nie losgelaat en weggetrek nie, trek toe uit hulle mag laat voel het nie, net tot so ver. As jy vers 6 van lees, van begin af, dan praat hulle bring die Filistyne bring dit voor hulle waarsêer geeste. Hulle bring hierdie ark voor hulle mense wat kan inlees die toekoms in en allerhande toordokters en goed. En die uitspraak is, hierdie ding gaan ons doodmaak. Ek wil dit vir julle by julle los vanoggend en ek wil hê julle moet baie mooi luister vanoggend. God en Mammon kan nie in dieselfde plek werk nie. God en Dagon kan nie in dieselfde plek werk nie. Ek het dit met 'n geleentheid bedien en ek wil vir julle vandag sê, terwyl ek afgesonder het vir hierdie woord, toe sê die Here vir my, ons laat ons steeds toe dat die vyand in ons woning inkom. Ons laat ons steeds toe dat hy ons beursies inklim. Ons laat ons steeds toe dat hy ons voertuie inkom. Ons laat ons steeds toe dat hy saam met ons kerk toe kom. Jy los nie die leuns nie. Jy los nie die vuil woorde nie. Jy los nie dit wat jou teen die woord van God praat nie. En ek wil vir julle duidelik maak, ons gaan in die moontlikheid raak as ons begin toelaat dat Dagon in ons lewe kom. Die God van Dagon het begin moontlikheid maak. Ek het vir julle met 'n geleentheid genoem, terwyl ons bid vir Palleborwa, 'n paar jaar terug, bid ons en ek vra vir die Here, wys vir my wat fout. En die Here gee my 'n droom dit. En hy wys my in die droom, wys vir my dat daar's 'n rivier droog op, reg en daar loop 'n rivier loop verby Palleborwa, maar hy lyk droog in die droom. En ek kon nie verstaan wat die Here my probeer wys hier nie. En op daai oomblik toe besef ek, daar is iets wat 'n binding het. Nou ek het dit al genoem 'n paar keer en ek wil vir julle sê, as jy nog nooit gesien het hoe werk die duiwel nie, dan moet jy kom nou saam met my dat ek jou gaan wys hoe werk die vyand. Hy kom net om te verwoes en te steel en dood te maak. Hy kom nie vir jou vrede nie. Wanneer hy kom by jou en sê vrede, pas op vir hom. Hy is nie van dieselfde God wat ek en jy dien nie. En ek wil vanoggend vir julle baie duidelik maak, los Dagon waar hy is. Stuur hom weg. Begin toelaat dat die gees van die Here in jou lewe werk. Begin toelaat dat die Here begin inneem in jou lewe. Want as jy toegaan laat dat die gees van die Here nie gaan daar in jou lewe wees nie, gaan jy sien gaan begin alles uitmekaar uitval. Ons moet pas op wat ons toelaat in ons lewe. Ons moet pas op wat ons toelaat, maar wat ek vir julle wil sê is, ons loop daar en terwyl ons daar besig is om dit is wat die Here my wys, sien ek hoe hulle begin toer op al die plekke, reg rondom daai area is boos.
En ek het dit geleentheid genoem by 'n bid hier. Toe sê ek vir hulle, die Sangomas is baie interessant. Hulle vang die kindertjies op 10 jaar oud. En die ander dag terwyl ek by iemand was, toe besef ek, Here, ek moet bid vir ons jong mense. Ek moet bid dat ons jong mense nie dit sal invang nie. Jy sien, ons het begin wag word as kinders van die Here. Ons begin toelaat dat allerhande goeders ons oor streel. Ons begin toelaat dat allerhande goeders in ons harte kom, want ek vrees vir die mens. Die Here sê, vrees my, ek is God. Moenie 'n mens vrees nie. 'n Mens, wat kan die mens aan jou doen? Maar wat kan die lewende God aan jou doen? Dawid sê in die woord, hy sê, Here, laat jy my maar liewe straf. Maar nou om 'n hand van die mens te val is vreeslik. En hy vat liewers die straf van die Here, en ek wil vir jou sê vandag, vrees liewers die Here. En op daai oomblik, terwyl ons daar so deur dit werk, wil ek vir jou sê, hulle vat hierdie kindertjies, 12 jaar ouderdom, dan vang hulle die meisies, en hulle vat hulle na hierdie plek toe, die Krokodilrivier. Nou die Krokodilrivier is daar die bokant van Limpopo. En as hulle jou daartoe vat, dit is die laaste gedeelte van voordat jy 'n toordokter is, 'n bomma word en al daai goeders. En wat hulle doen is met die kinders, want hulle klaar al hierdie vuil wat hulle geleer het, en leuns hulle vertel het, dan lê hulle daai kind daar in daai water, vir 10 dae, onder water. Nou die geeste binne daai kind begin werk, en die geeste hou daai kind in die lewe. En so ook wanneer jy ook, ons die ander dag het ek dit ook ontdek, die vroukie wat saam met my ma hulle werk binne in die spreekkamer, sy het hulle werkdag om doen, sy het geleer om so 'n bomma te word, want jy sien hulle dink dit is die weg uit. Jy kan gaan kyk reg deur die Bybel, het ons 'n geveg aangehad met so 'n bomma, stoordokters, waar is jy geeste? Die ouens wat jou toekoms vertel vir jou, pas op vir hulle. Niemand ken môre nie, behalwe God. En as God dit profeteer het, dan is dit nie so nie. Wanneer die sy woord uitkom nie, dan is dit nie so nie. Hou vas aan die woord van God. Maar terwyl dit gebeur, kom hierdie jong dame, sy is onder die water vir 10 dae, en sy kom uit, en hulle doen maar toe nou, en dan dit is wat die vyand doen. Hulle maak daai kind die bruid van Christus, van Satan, ekskuus. Hy maak hulle die bruid van Satan. En dan gebruik hulle dit om in plekke in te stuur waar mense tot die Here bid. En ek sal dit nooit vergeet as 'n jong seun nie, kom hierdie jong swart meisiekind in. En weet jy wat? Ek dink ek kan dit nog sien vandag. En sy vertel vir ons, die Here kan nie ons red nie. Net Satan gaan vir ons kan 'n voordeel wees. En weet jy wat is interessant? Wanneer die Here begin werk, dan kan niemand omkeer nie. En ek sal nie vergeet hoe hulle vir daai jong dame gebid het nie. En die gees is so een vir een uitgegaan het nie. Eer het nog gesien nie. Sy klink teen die muur op agterop uit. Daai wat die stories vir jou vertel, daai films wat jou vertel, daai goed is vol van die vyand nou. Jy moet besop waarvoor jy jou deure oopmaak. Want die vyand slip in. Hy het net nodig om sy voet in die deur te sit, want dan kan jy nie die deur toemaak nie. Maar terwyl hulle bid vir hierdie jong meisiekind, en hulle begin hierdie jong meisiekind bid dat die duiwels uit haar uitgaan, en ek sal dit nooit vergeet nie, so groot pastoor gewees. Julle, hy kon lekker lag, maar as hy daar was, dan sê hy sê vir die tannie, ek sal op pas sit, en sy sê vir hom, seun, dis 'n krag wat jy nie mee te doen wil hê nie. En hy dogter, hy gaan haar vasdruk, en terwyl hy haar vasdruk, gooi hierdie groot man hierdie lig, en hy skrik. En ek wil vir jou sê, daai dag is hy oop, en ek sê, hy kan nie met sy krag dit weg nie. Hy kan net met die Here aan sy kant kry en die vyand weg. En die Here bewerkstellig dit so dat daai kind losraak. Nou, ek het dus 2 dae wat hulle met die kind werk. En die kind is los van die vyandslag af, en sy kom vertel vir ons, na baie lank met haar te werk het, en nadat hulle met haar verrading gedoen het, en deur allerhande goed gaan, sê hulle vir haar, kom vertel ons wat is die situasie, en sy vertel vir hulle wat gaan aan. En sy vertel vir ons,
Hoe die vyand daar gebruik het om met haar eie bloed so teen die muur te begin skryf. Om die mense se name te roep, wat die kinders van die Here is. En ek wil vir jou vanoggend vertel, pas stop dat die vyand inbraak maak in jou lewe. Daai kind is vandag gered, ek wens ek het haar nommer nog gehad om met hom te praat. Om te hoor hoe die Here haar gebruik vandag. Maar ek wil vir jou sê, dis 'n werklikheid wat ons moet doen het. Daai geestelike riem wat die bo ons is vol van die vyand se magte en hy kom net om verwoes, te steel en dood te maak. Hy is nie hier om jou gelukkig te maak nie. Die Filistyne het ongelukkig baie stadig agtergekom. As jy dan lees in die vorige deel van Samuel, dan lees jy hoe hulle, terwyl die ark van God die Israeliete dit inbring, toe begin hulle juig en hulle wees bly oor wat die ark van die Here in die laagte ingekom het. Toe begin die Filistyne bewe. En hulle is bang, want hulle weet, die Israeliete het 'n lewende God. Ek wil vir jou sê vandag, dis dieselfde van vandag af. Hou jou oë gefokus op wat in Israel gebeur. Die Here gaan 'n deurbraak maak vir daai volk. Dit is sy volk. En hy gaan 'n deurbraak maak. Die woord van God sê dit. Hy gaan tot op die einde vir 'n deurbraak maak. Maar terwyl die Filistyne kom en hulle oorwin, die Israeliete vat hulle hierdie ark en hulle bring hom in hulle plekke. En ek dink julle het besef dat hulle se doen met die lewende God doen. Ek het dit ook al hier geskryf. Die Here is die lewende God. Niks buiten hom kan ons leer van die waarheid nie. En ek het vir julle gelees dat hierdie Dagon is 'n uitdagende God. Want hy het seker, as jy hom aanbid, dan droog die riviere op. Dis wat hulle geglo het. Hy is die God van voorsiening. Hulle het geglo hy sal dit doen. En weet jy wat is my baie interessant? Hulle bring die ark van God in. Nou, wat die ark van God baie besonders gemaak het, en dis al 'n preek op 'n ander tyd, maar tot as die priesters hom geraak het hulle gesterwe. Dit is God se heiligheid. Jy is God se heiligheid vandag. En wanneer iemand aan jou raak, en ek wil dit vir jou so sê, as iemand aan jou gaan raak, moet hulle weet, die dag van die oordeelsdag, gaan die Here dit nie losstaan nie. Dit mag dalk vir jou lyk, jy sit in 'n omstandigheid, en jy weet nie wat om te doen nie. Jy kry siek, jy is swaar, dis moeilik, en almal val jou aan. Ek wil vir jou sê, los dit in die hand van die Here. Die Here gaan hierdie saak uitdelg vir jou. En jy kan sien hoe die Here vir jou 'n oop pad maak. As ek dink aan wat gebeur het ook, terwyl dit sy kop breek het. Nou hoe interessant, dat 'n dooie God homself buig voor die ark van God. Homself neerbuig. Ek wens ek kon dit gesien het. Hoe daai dooie ding daar lê voor die ark. Kop af, handpalms gebreek. Weet jy wat dit beteken dit? Hy wou hulle wys, hy is die lewende God. Hy wou hulle wys, daar is net een wat lewe kan gee. En ek wil vandag vanoggend vir jou sê, as jy gedink het, die Here is nie teen dit wat teen die woord van God opstaan nie. Die wat teen ons is nie vir ons nie. Die vyand gaan hulle jaag. En ek wil vir jou sê, die vyand kom met een pad voor ons uit. En hy gaan voor 7 paaie uit hardloop. Want die vyand hoort nie in hierdie gemeente nie. Die vyand se werk hoort ook hier nie. En ek wil vir jou sê, die wat teen ons is, gaan moet begin wakker word. Want of hulle met hulle lewensreg kry, of die Here gaan hulle begin wakker hou. Want as ek lees wat die Here gesê het in hierdie woord, dan sê die hand van die Here was swaar op hulle gewees. Wat was swaar op hulle? Die hand van die Here, hy bring pestsiektes. Ergernis wat hy vir Egipte opgelei het, lê hy vir hierdie Filistyne. Maar die dag toe hulle daai ark wegstuur, en sê ons wil niks met hom te doen hê nie, het hulle tot vandag toe nie weer hom geraak nie. Hulle was bang, hulle het gevrees. Vir wie het hulle gevrees? Vir die Here. Vir die werk van die Here. Want die werk van die Here sal altyd voortgaan. Ek wil vir jou ook sê, as die vyand besluit
om ons te verwyder hierso, gaan die werk van die Here aangaan. Want dit gaan nie oor my nie, ek is niks nie. Ek wil vir u sê, dit is wat Gideon ook gesê het, jy kan my nie koning maak nie, daar is 'n koning in die hemel, en hy sal beheer wees. Wanneer ons nie is nie, gaan die woord van God nog steeds aangaan. Wanneer ek en jy aangeval word, en deur die vyand verslaan word, gaan die woord van God nog steeds aan. Dit gaan nie gestop word nie. Die vyand gaan nog steeds, die Here gaan nog steeds seën. Die vyand kan nie die seën stop van die Here nie. Die vyand kan doen wat hy wil. Ek wil vir jou sê, as jy jou oor uitgeleer het, wil ek vir jou sê, begin vrede maak met dit. Sê, Here, hier is ek sorry. Ek's jammer, Here, dat ek teen 'n gesalfde opstaan. Ek's jammer dat ek by die kerk opstaan. Ek's jammer, Here, dat ek nie luister vir U nie. Dat ek probeer skeiding maak tussen wat goed is en wat sleg is. Hou op die vyand toelaat in jou lewe. En ek wil vir jou volgende sê, ons moet versigtig wees hoe ons die vyand toelaat in ons lewe. Daar kom daar, dan huil ons, Here, waar is die werk? Waar is my finansies heen? En ek wens dit was nie so nie, maar dit is wat moet gebeur. Die Here gaan jou herinner. Jy wou nog skade maak aan my werk. Mag die Here jou help, as jy een van daai is, wat opgestaan het in die woord van God. Dat die Here jou kom vry maak van dit. Ek wil vir jou volgende sê, die afgode moet sterwe, sodat daar vrede kan wees in jou lewe. Die Here kan nie vrede bewerkstellig as jy nog toelaat dat die vyand jou in besit het nie. Jy kan nie dat vrees van 'n mens jou vashou nie. Die woord van die Here sê vir ons duidelik, as ons op hom vertrou, sal hy vir ons 'n weg maak. God will make a way where there seems to be no way. Hoor wat ek vir u sê volgende. Hou vas aan die woord van die Here. Moenie sy hand los nie. Moenie toelaat dat die vyand inkom nie. Terwyl ek hierdie week bid en afsonder, dink ek dan, Here, help my sodat ek nie toelaat dat die vyand inbraak kry in my lewe nie. Weet jy waar ons die grootste fout wat ons as kinders van die Here maak? Ons laat toe dat die vyand met ons speel. En ons skil, soos 'n kunstenaar ons skil. Of ons te sê, dis rooi en dit is eintlik blou. Luister wat ek vir u vanoggend sê. Die woord van God gaan nie verander nie. Hy gaan nie verander omdat jy wil verander nie. In hierdie gemeente wat ek vir jou sê, gaan ek die woord van die waarheid aanhou preek, die waarheid. Wat in hierdie kerk gebeur, gaan die woord van die Here wees. Nie wat ek dink nie wat ek goed dink nie. En ek wil dit vir u sê, ek het getuig geslaan met iemand, toe sê ek vir hulle, as ek maar net gesê het wat die Here vir my gesê het om te doen, sou ek beter gevoel het daai dag, toe ek nie die man se sonde uitwys nie. Ek wil vir jou dit vandag sê, die Here gaan nie meer vertraag soos wat ons wil vertraag. Ek wil vir jou dit vanoggend sê, ek is nie bang vir wat die Here besig is om te doen. Want jy moet besop dat die Here nie jou goedes wegvat van jou lewe af nie. Dat hy jou lewe vol leeg maak nie. Ek wil vir jou vertel van 'n getuienis. Baie jare terug, ek dink ek was dus gebore nie. Is die pastoor besig om 'n vereniging te preek. En daar gaan 'n uitleg uit oor die gemeente. As jy jou hart en lewe vir my gee, en jy maak reg met die Here, dan sal my seën op jou lewe wees. Hy sê maar, as jy nie kom reg maak nie, sal ek wegvat alles wat goed was in jou lewe. En hy stap 'n man uit, en hy begin bely. En die volgende week gaan die woord weer dieselfde keer uit. Die Here sê, jy het nie reg gemaak voor God nie.
Kom maak reg voor God. Vra die Here om jou te vergewe. En daai selfde man stap uit. Na die derde keer, stap die man nie meer uit nie. En die man was 'n baie ryk man gewees. Het nie die einde van sy rykdom geken nie. 'n Ryk man. En hy bly wel reg oor in die kerk, het hy 'n plaas gehad. Daar was water, daar was finansies, was daar nie te sprake en alles was in sy plek. Hy het mooi kinders gehad, hy het 'n mooi familie gehad, die mooiste voertuie gehad. En na die derde uitspraak kom daar woord en sê die Here vir hom, ek het jou gewaarsku. Nou sal jy sien my hand is teen jou. En dit gebeur so, dat die man kom, die maandagoggend staan hy op, en toe hy opstaan te sê, daar is geen water nie. Hy boor 'n nog gat, en hulle kry water, en toe hulle die pype insit, toe droog die gat op. Sy vrou begin hom los, sy kinders raak weg, hy verloor sy besigheid, hy verloor alles, hy sit op die plaas met niks nie. Jare later kom hy by die kerk aan, by 'n ander kerk, en die pastoor herken hom so half en half, en hy sê vir hom, broeder, is dit jy? Hy sê, ja, pastoor, is ek. Hy sê, wat het van jou geword? Hy sê, as ek maar net geluister het. Na die Here wat sou ek nie vandag alles verloor het nie. Hy sê, ek is 'n swerwer. En hy swerf van dorp na dorp, dat die Here hom moet vergewe. Hy sê, hy kan nie in die kerk toe kom nie. Want sodra hy die kerk instap, dan stap hy weer leegheid. Hy sê, hy ervaar die woord van die Here, wanneer die prediker preek, wanneer hy uitleg gaan, hoor hy die woord, maar hy sê, hy voel leeg hier binne. En die pastoor sê vir hom, maar kom spit dat die Here jou toelaat, en hy sê, pastoor, dit gaan nie werk nie, as ek maar net geluister het, na die stem van die Here, en al my sondes bely het, sou ek nie in die situasie gesit het nie. Hy het hom nooit weer gesien daarna nie. Die uitspraak was, hy het nie alles bedien. En daar sou sê wat ek altyd sê, wat in die duisternis is, gaan in die lig kom. Jy kyk nou een wat in die duisternis probeer wegsteek het. En ek waarsku jou vanoggend, moenie dat Dagon jou weerhou van dit wat God in jou lewe wil gee nie. Moenie dat hierdie wêreld, moenie dat die mense sê ding, jou weerhou van dit wat God op jou lewe geplaas het. Nou ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Terwyl ek moet dit eers klaar maak. Terwyl ek daarvan gepraat het van paranormale goeders, besluit ons 'n paar van die mense wat nou in Hoedspruit bly, hulle gaan die kerke, daar was glo, daai daar was dit het hulle besef hierdie ander spannetjie, die EFF wil nou skade maak. Maar as jy nou daai area ken, dit is 'n baie ander soort tradisie daar, so dit is nie wat ons hier het. En hulle wil toe nou skade maak, maar ek moet dit vir jy so sê, as jy daar deur die hulle noem die trusts, dan voel jy die teenwoordigheid van die demone in daai area. En die kerke besluit hoe ons kan dit nie so los nie, ons moet 'n plan maak, sodat die Here ons kan beskerm. En hoor mooi, daai ouens is gewapen, ek weet nie, nou moet gaan kyk op, ek weet wat op Facebook was, en my vrou het vir my iets gelees, waar die vyande, die ouens wat wil steel, wat toestaan op die dorp, en die boere en die polisie is baie goed in daai area. Kyk, daar is hulle nie bang nie. En hulle vang die skelms, en hulle maak seker die skelms kom nie weer terug. Nie soos wat in ons area, en hierso moet jy vir hulle smeek, sê hulle toe. Want môre is hy weer op die straat, en maar daar gelaat, en daarso kom ons en ons besluit, man, ons gaan die penne inslaan. En ek maak penne by die werk. En
Nou, die Hoedspruit Palmborwa areas is so met 3 vorm. Daar's 3 ingange. Want hy lê reg teen die wildtuin. En ek besluit toe ons grafeer op, ek weet, dit is Psalm 91. Grafeer ons daarop, met hierdie penne sal ons in by elke hoek van elke ingang van die dorp. En jy sal nie glo nie. Daai volgende oggend, toe wil die vyand begin toeslaan. En weet jy waar stop dit? Reg voor daai pen wat ingeslaan is. Die karre breek, ek lieg nie vir nie, gaan soek dit op. As jy my nie glo nie, ek sal vir die datum gee, die tyd gee. Dit stop net voor daai penne. Hulle sê dis soos iets wat hulle blokkeer om nie te kan ingaan nie. En ek dink by myself, dit wys jou werk die Here. Dit was nie ek nie, dit was nie een van ons wat dit net daaroor, dis hoe die Here werk. Terwyl een van my vriende daar is, hy sê op die plek waar sy gewerk het, nou, as hy gedink het, dit is nou nie gevaarlik goed. Het is nou gevaarlik, as jy weet, 'n paar jaar terug was dit net so gevaarlik, maar ek praat omtrent so van 8, 9 jaar terug. Sê, dan werk hy met die geweer hier agter op die rug, terwyl binne die boorde werk, daar, bo in die boord. En terwyl hy so werk, sê die Here vir hom, lê neer jou wapen, hy sê, Here, ek kan nie. Hy sê, as ek nie my wapen het, dan sien hulle ek is onwapen, en as hulle my oorroep, my oorrompel en my doodmaak. En die Here sê, lê jou wapens neer. En hy gaan in en hy sê vir sy vrou, die Here het my opdrag gegee, ek moet al my wapens neer lê. Ek mag geen wapen by my hê. Sy sê, wel dan doen jy wat jy moet doen. As die Here so gesê, doen dit. En hy daarom is in die kluis. En die Here sê vir hom, nee, jy verstaan my verkeerd. En hy sê, laat dit uit jou huis uitgaan. Hy sê, Here, ek kan nie. As ek dit doen, dan gaan die vyand kom toeslaan op my. En hy besluit, hy gaan dit doen. Maar hy sê vir niemand niks nie. En die Here sê, kom gaan salf die plaas uit. En hy gaan salf die plaas op 'n Sondagmiddag. Salf by die hele plaas uit. Hy sê, hy gaan al alles wat gebreek is, dit wat hy dink het is vir die toordokter vir sy boma, gooi hy weg. Hy maak skoon daarso. Die hele plaas. Hy sê, die maandagoggend moet hy ry bo na die ander plaas toe. En hy kry 'n oproep en die broer sê vir hom, hy sê, jy moet terugkom. Hier, ons het moontlikheid hierso. Hy sê, wat is die moontlikheid? Hy sê, die werkers staan voor die hek, hulle sê, hulle kan nie ingaan nie, want hulle sien 'n muur van vuur. Hulle sê, hulle kan nie instap nie, want die ander sê, hulle sien toe hard op hulle weg, want hulle sien die vuur wol, soos bolle vuur wol hulle toe aan, as hulle wil deurstap in die hek in. Hy sê, jy moet kom help hierso, dis moontlikheid. Hy sê, op die volgende oomblik, hy sê, die ander wat ingestap het, skree, die Heilige Gees is hier, die Here is hierso. Hy sê, hulle hardloop weg. Wat maak ons? Hy sê, los hulle net so. Los dit net so. Die wat daar moet wees, sal instap. Die wat daar nie moet wees, die sal nie kan instap nie. En die Here maak 'n weg. Nie 'n mens nie. Ons kan sing, ek kan vir jou bid, tot die vuur van die Here sal val in hierdie plek. Maar as die Here nie gesê het, dit gaan verander nie, gaan dit nie verander nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, maak jou lewe reg vanoggend. Voor jy hier uitstap, maak seker dat jy nie 'n afgod in jou lewe het nie. Maak seker dat daai afgod sterwe vanoggend. Ek wil eintlik dit so ver vat en vir jou sê, as jy voel die Here het met jou gepraat, moet jy vorentoe volg. En ek gaan vra dat elkeen van julle op julle voete gaan staan en ek gaan 'n gebed doen. En as jy voel jy moet uitkom, dan moet jy vinnig kom. Moenie dit jou nie, ek gaan dit nie teen jou hou. Al wat ek vir jou gesê is, as die Here praat, wie kan hom keer? Die Here is in beheer. Maak seker dat Dagon sterwe vanoggend. Maak seker dat Dagon nie meer hier is in jou lewe nie. Maak seker dat Dagon
verwyder is van jou lewe. Here, kom volgend U, na U toe volgend, terwyl ons hierdie woord hard deur op ons lewe gepraat het, hard met ons gepraat het vanoggend, wil ek vir U vra, kom leer ons, kom lei ons in die gees van waarheid. Ons kan nie toelaat dat dae in ons lewe heers nie. Ons moet toelaat dat die Here in ons lewe heers. Volgende Here, gee ek dit, maak ek dit oop op die vloer, dat die wat vasgevang is in Dagon se web, dat hy sal sterk, en dat my broers en susters wat vasgevang is daarin, sal ek dit uitstap en sê, Here, vergewe my, maak my skoon, maak my rein, gee vir my vrede. Here, ek kan dit nie doen sonder U nie. Wees die herstelling in ons lewe, Here. Herstel weer ons gees in ons. Herstel ons in hierdie gemeente. Maak toe ons onder die kosbare bloed van Jesus. Maak elke broer en suster toe onder die bloed, Here. Ek bid dit, Here, ek pleit by U, Here, dat U ons sal kom vergewe van ons sondes, dat ons rein mag wees, wanneer ons hier uitstap en tot ons weet, dit was die Here wat gespreek het, en nie 'n mens nie. Want wat kan die mens aan my doen, as die Here beheer is? Daarom vra ek, Here, vergewe ons sondes, dat ons nie vasgevang word in die wêreld nie, of in die vyand se magte nie, maar dat ons deur die Here vrede sal vind in ons lewe. Ek weet, Here, ons staan volgens U, en terwyl die vraag opkom, maar ek bly nog steeds siek, Here, wil ek vra, Here, vanoggend, Here, kom raak my aan. Kom raak my aan, Here. Kom vernuwe my hart en my gedagtes. Kom maak my skoon weer. Was my met U bloed, dat ek rein mag wees voor U vanoggend. Kom was hulle wat vanoggend hier staan. Kom maak hulle skoon, Here, vanoggend. Dat die gees van die Here sal kom en hulle sal aanraak. Dat die waarheid in hulle sal wees. Dat die waarheid sal vrymaak vanoggend. Ons gee al die lof en die eer. Die eer kom aan U toe, Here, vanoggend. En ek dank U, Here, vir gehoorsaamheid vanoggend. Dat ons hier 'n paar van hulle is, al was die woord net vir hulle vanoggend. Wil ek vir U dankie sê vir gehoorsaamheid aan die woord van God. Ek wil U dankie sê vir die gehoorsaamheid, dat U sal kom en hulle sal aanraak, dat U gees van die Here hulle sal oortuig, want dit is nie 'n mens nie. Loof die Here, prys die naam van die Here. Here, ek bid dat elke binding gebreek mag word, elke vashou van die mens gebreek mag word, dat die broers en susters sal losraak van dit wat die wêreld probeer toelaat in hulle lewe. Dit wat die vyand gedink het, hy kan toelaat, dat dit sal verbreek word, dat dit sal finaal gebreek word in die gemeente, dat die gees van die Here sal kom en skeiding sal maak tussen lig en duisternis, dat ons sal bid en sê, Here, is dit wat U wil hê ek moet doen, of is dit nie in U wil nie? Ek gee U al die lof en die eer vanoggend. Ek prys U naam, en ek dank U daarvoor in Jesus naam. Wil ek U naam loof en prys. Ek wil U aanbid, Here, want U is wonderbaar. Loof die Here. Loof die Here. Kom sien die Here kans sê vanoggend.
die sitplekke vir 'n oomblik neem. Prys die Here. Ek gaan ongehoorsaam wees. Terwyl ek daar agter sit, die koortjie opsit wat my vriendie gesing het. Toe wys die Here vir my, hier's iemand in die gemeente, ek sit al van vanoggend met 'n hoofpyn. Ek weet nie waar kom dit vandaan nie, maar hier's iemand in die gemeente wat met 'n krankheid sit al vir jare. Dit wat pastoor gebid het, wat gesê is, die krankheid kom van dat jy
Prys die naam van U. Here, ek bid dat die Gees van die Here op hierdie plek sal rus vanoggend. Dat elke ding wat U gepreek word, deur Jesus alleenlik gepreek word. U alleenlik breek elke binding, elke vyandmag. U alleenlik is die beheer van hierdie vergadering. Ek wil vir U vanoggend sê, Here, ek wil net by U vergadering daar waar U krag is. En daarom bid ek dit vanoggend af. Vir elke siel en liggaam vanoggend in hierdie vertrek. Dat die Gees van die Here die werk mag doen. Dat die Gees van die Here sal werk met ons. Dat U die waarheid sal wees. En U woord nooit meer sal terugkeer. Ek bid in die naam van Jesus. Loof die Here van Jesus. Loof die Here van sy grootheid. Fokus daar al die lof en die eer. Kom ons verheerlik die Here. Ons loof hom. Ons prys hom vanoggend. Ons aanbid U, Here. Halleluja. Loof die Here. Halleluja. Al die lof en die eer voor U. Prys die Here. Halleluja. Is dit nie lekker om in die Here se